En dit is my verskriklik lekker om vanaand bietjie saam met julle te kuier. En ek gaan dalk so af en toe net my mikrofoon en kamera afsit. Ek vermoed varkgriep, so ek het 'n bietjie so af en toe 'n hoes by en ek gaan dit nie aan julle ore doen nie. So dankie vir almal wat ingeskakel het. Ek gaan rustig voort met wat ons vanaand doen. En ons is besig met 'n onderwerp vanaand wat vir my verskriklik interessant is. Dit raak nie net prediking nie, maar eintlik 'n klomp maniere hoe ons met die skrif omgaan. En ek praat graag met mense oor verbeelding en die persoon met wie se werk ons bietjie gaan besig wees het eintlik nou in hierdie jare 'n nuwe boek ook uitgegee, Imagination, waarin hy baie skryf in sy teologie. Dis nou Len Sweet oor hoe God ons eintlik gemaak het om verbeeldingryk te werk en hoe die woord van die Here eintlik ook ons verbeelding wil aangryp om vir ons eintlik ander maniere van lewe te kan inverbeel. Partykeer is ons vasgevang in 'n situasie en die Bybel is so geskryf dat dit ons partykeer ons verbeelding moet aangryp. Ek praat sommer graag van 'n profetiese verbeelding wat ons moet kan hê. Nou een van die goed wat Len Sweet oorskryf is narrafore. En julle het nou vooraf het julle ook kennisgewing gekry. Ons gaan vanaand 'n bietjie oor narrafore gesels. Dit is 'n bietjie van 'n Leonard Sweet taal, is 'n nuutskepping. Wat hy doen is hy voeg so twee woorde bymekaar. So ek het 'n PowerPoint wat ek sommer graag vir julle sal wil wys, maar ek dink een van die belangrike goed wat ons vanaand vir mekaar moet sê is ek bring hier nou vanaand na julle 'n nuwe manier van hoe mens eksegese doen nie. Dit vervang nie dit wat jy leer nie, dit vervang nie waarmee mens besig is as jy ordentlik wil kyk na Bybelteks en verantwoordelik wil omgaan met die woord nie. Maar dit sit nog ietsie by. En die doelwit van narrafore is eintlik om ons opgewonde en nuuskierig te maak oor wat die woord van die Here alles met ons kan doen. Dit moet ons verbeelding prikkel, en as jy 'n teks oopmaak en jy gaan dalk nou met mense Bybelstudie doen, of jy gaan met 'n groep kinders besig wees met kategese, of jy is dalk besig om jou gedagtes voor te berei vir 'n boodskap, dan is narrafore 'n lens wat jy eintlik opsit om 'n bietjie te kan speel met die teks, om te sien wat gebeur hier. So, ek gaan sommer vroeg reeds sommer nou vir ons oorgaan hier na die PowerPoint toe, dat ek kom net gou hierso vir myself aan die gang kry, en dan gaan ons deur beweeg en hulle slide vir slide ook vat, en dan kan ons kyk wat sê die materiaal alles hier vir ons. So, ek wil net gou seker maak, sien julle my, nee, julle sien die verkeerde skerm hierso voor julle, dat ek net gou om daar reg kry, stop share, net gou hierso, ekskuus net. Ek hier, there we go, daar sê, hier is byna voor, almal kan daar seker nou sien. Goed, so julle sien nou sommer die hele een daar, en ek gaan die verskillende slides, ek gaan die linkerkant die slides so hou, dan kan julle so lank vooraf kyk waaroor gaan ek nou praat. So ek aanvaar julle kyk op die PowerPoint, so ek gaan nou my leesbril opsit. So die opsommings wat ons kry van Narrafor vanaand wat ek 'n bietjie met julle bespreek, kom eintlik maar hoofsaaklik uit Len Sweet se boek Giving Blood. Die woord Giving Blood is eintlik 'n narrafoor wat hy gebruik om te sê dit is eintlik hoe ons kan dink oor preek. Dit is soos 'n bloedoortapping. Wanneer ons met die woord van die Here besig is soos om te sê ons kry noodsaaklike bloed om te kan oorleef, wat hy natuurlik nou baie mooi koppel aan die evangelie. So narrafoor, wanneer storie en metafoor een word. So hierdie is 'n inleiding tot Sweet se kunsvorm vir semiotiese prediking. Ek wil nie nou oor semiotiek praat nie, ons kan 'n volgende keer kan ons dalk 'n bietjie daarby aansluit. So, die woord narrafoor is 'n samestelling van Sweet wat hy doen. Hy sê, as jy narrative het en metafoor, en jy haal die twee so 'n bietjie uitmekaar, dan kry jy 'n narrafoor. So die narra, ek het, party mense praat van 'n narrafoor, en dan klink dit nou soos Hans Wors, maar 'n narrative, 'n narratief is 'n storie, en 'n metafoor is 'n beeld wat vir jou betekenis het. 'n metafoor
Die Bybel is gevul met metafore. Ons as kerk gebruik graag metafore. Kruis is vir ons 'n metafoor, as baie bekende metafore in die Bybel. Lig, lewe, water van lewe, duisternis, of 'n kers, of al daai goeders is metafore wat vir sekere goed staan. 'n Metafoor is 'n beeld wat jou gedagtes 'n bietjie wil ontsluit, wat jou gedagtes 'n bietjie wil oopmaak, omdat dit eintlik net 'n klomp goed vir ons sê. So wat Len Sweet dan nou doen in hierdie boek van hom van Giving Blood, hy sê, hoe kan ons mense se verbeelding aangryp? En die een opsie, die een metode waarmee ons graag met mense kommunikeer is 'n narratief, 'n storie. Ons sal 'n hele kursus kan hou oor die krag van storie, en Jesus Christus verstaan storie baie goed, en baie van sy maniere van omgaan met mense is deur gelykenisse en deur verhale. Ons sien eintlik meeste van die tyd wanneer hy met mense praat, dan vertel hy 'n storie. En dan die ander ding van 'n metafoor is, dit kommunikeer 'n klomp goed met jou nog sonder woorde. So as ons sê die lig verdrink die duisternis, dit is Johannes 1, dan verstaan ons wat dit bedoel. In Johannes 1 word daar geskryf, daar word vir ons vertel van Jesus Christus wat gekom het, en van die wêreld wat hom wou doodmaak, maar dat dit nie gewerk het nie. So as Johannes skryf in Johannes 1, die lig verdrink die duisternis, dis metafore wat sekere goed vir ons vertel. Nou, die volgende skyfie hierso sê, 'n metafoor is soos 'n gelykenis. Dis 'n beeld en 'n storie wat ons kombineer met mekaar. Nou, kom ons wees sommer eerlik hier van die begin af met mekaar. Leonard Sweet skryf hierdie goed so om regtig ons gedagtes aan die gang te kry. Ek dink ons moet vir mekaar kan sê, in gewone Afrikaans, 'n goeie lekker storie ontsluit in elk geval jou verbeelding. 'n Goeie storie het in elk geval metafore in. Ek bedoel, as iemand soos Jan Spies, as ons moet dink oor hoe hy 'n storie vertel. Hy vertel dit sodat jy dit voor jouself kan sien ontvou. En 'n metafoor is ook iets wat 'n sekere emosie of 'n ervaring by jouself ontlok. Jy het 'n gevoel vir waarvoor iets staan of wat dit kommunikeer nog voordat enige iemand 'n woord gesê het. Nou sommer net een ding wat ek uit Len se eie mond oor sê het, wat my nou intussen al baie laat dink het. Ek wil eintlik sommer vir julle vra om net vir 'n oomblik daaraan te dink. As jy moet dink aan 'n droom, as jy enige van die drome van jou lewe die laaste ruk, as jy nou in die nag geslaap het en jy dalk nou 'n bietjie te veel skaapchoppies geëet, of dit was te vetterig en jy het nou 'n dromerige nag. Ons droom nie noodwendig in sinne nie. Miskien is daar dialoog in jou droom, of mense wat mekaar praat of gil of skree of hooplik vir mekaar mooi sing. So daar is taal in, maar 'n droom sonder beelde bestaan nie sommer vir ons nie. En hy sê, 'n belangrike ding wat ons kan onthou is dat met die kom van die boekdrukkuns het mense nou uiteindelik die Bybel in hulle hand gehad. So die laaste 500 jaar is geletterdheid eintlik maar vir ons 'n gegewe. Maar vir die grootste deel van die geskiedenis kon die kerk, meeste mense kon nie lees nie. So mense het regtig in beelde gedink en gekommunikeer. En nou nog, as jy na ou kathedrale of museums toe gaan wat voorheen aanbiddingsplekke was, dan sal jy sien hoe is daar al hierdie beelde in Bybel, stories wat eintlik met mosaïek of op ander forme van kuns uitgebeeld word. Want dit was die kerk se pogings om mense te help om te onthou wat het hulle gehoor in die kerk of in die samekoms van die gelowiges. So beelde speel 'n baie belangrike rol. Nou kan ons dink in Jesus se tyd en vroeër. Stories was nou regtig maar the way it worked. Dis hoe mense geloofstories oorgedra, dis 'n geloofsvorming plaasgevind het. As almal nou klaar is met hulle werk van die dag en jy's nou by die huis en hier brand nou 'n vuurtjie, dan vertel oupa of ouma 'n storie van ons herkoms of van iets wat gebeur het met dit wat ons glo en dit wat ons oordra aan mekaar. So nou, as ons net dink dat ons mensdom nou maar die afgelope 500 jaar gewoond is aan lees en letters,
het ons voor dit vir die 3 eeue sedert die kerk se totstandkoming, het mense eintlik maar regtig in terme van beelde gedink. Selfs die beeld van die kruis, die metafoor of die idee van 'n kruis, daai beeld was vir die vroeë kerk eintlik verskriklik ontstellend. Ons is nou in 2026, ons is so gewoond aan 'n kruis, ons maak goue hangertjies daarvan en dra dit om die nek of silwer of hout. Ons voel nou nie geskok as ons sien hier loop iemand met 'n kruis om die nek nie. Maar as ons net vir 'n oomblik dink, as mense nou in Jesus se tyd gehang is, as Jesus nou gehang was en mense het nou met galgies om die nek geloop, as jy nou moet sien hier kom iemand ingestap en hulle het nou 'n galg om die nek, sal jy nou 'n bietjie gril en 'n bietjie skrik, net dis eintlik 'n vreemde ding om jouself mee te versier. Nou, ons is nou in 'n ander tyd, so ons dink daaroor, maar die beelde, dit was vir mense ontstellend om te dink aan die kruis as 'n simbool van hulle geloof. So hulle het ander metafore gekry. Die simbool van die pau of die visie was uit die natuur uit simbole wat die vroeë kerk graag gebruik het. Hoekom? Omdat, kom ons praat oor die visie. Die visie het baie spesifieke goed gesê. Ons weet van Ichthus, Jesus Christus, seun van God, verlosser. Daai akroniem in die Griekse letters gee vir ons die Griekse woord Ichthus wat vis beteken. As ons dink in terme van vis, dan weet ons Jesus Christus het op die strand na sy opstanding het hy met sy disippels gebraai en hy het vir hulle vis gebraai en vis gegee om te eet. Ons dink aan die vermeerdering van die brood en die visie. So die vroeë kerk het nog voordat ons gewoond geraak het aan die kruis as 'n simbool van ons geloof, het hulle ander simbole gebruik waarvan die visie 'n bekende een was. En as jy 'n visie sien, vertel dit outomaties 'n storie. Ek het nou net vir julle 2 stories vertel. Ek het vir julle vertel van Jesus wat verskyn het op die strand na sy opstanding en hy het vis gebraai. Dis 'n storie wat mense vertel om te sê, kan jy nou meer? Hierdie Jesus, seun van God wat gesterf het, het opgestaan en hy het geëet. So dit was nie net 'n gees wat daar op die strand was. Hy was regtig daar, hy het saam met sy disippels geëet. En gasvryheid weet ons was vir Christus ook baie belangrik. Hy was baie in mense se huise en dit was gedurende maaltye soos die laaste avondmaal waar daar baie belangrike gesprekke was. So 'n visie maak vir my heeltemal sin dat mense dit gebruik het, maar ek dink dis 'n prentjie van 'n eerste narrafoor. So wat ek besig is om te sê, is ons is baie in ons omgaan met die Bybel en dit is ook reg. Ek wil ons nie wegvat daarvan nie. Ons is baie met taal en met sinne en konstruksie besig en met eksegese. Kyk ons wat staan hier. En as jy dalk met Grieks en Hebreëus besig is om te gaan kyk na die interlineêr, watte woorde as jy gebruik, dit help 'n bietjie om te sien hoe sou die oorspronklike kultuur vir wie hierdie teks geskryf is, wat is die sinne wat hulle die eerste keer sou hoor. En ons is baie taal georiënteerd, woord georiënteerd, sinne, so sedert die boekdrukkuns het ons baie in ons kop in beweeg, terwyl storie en beelde gryp ons hele menswees aan, dit wil ons intrek. Ek wil eintlik vir jou vra, is 'n goeie storie wil jou eintlik intrek en sê, okay, so wat sou jy gedoen het, wat is met jou aan die gebeur? Nou op hierdie PowerPoint skyfie, as ek terugkeer hiernatoe, net soos 'n gelykenis het 'n narrafoor krag en toegang, dit dra die krag van 'n beeld met die toeganklikheid van 'n storie, soos 'n parable, 'n gelykenis. Dis 'n wêreld om in te tree, die hoorder word nie ingelig nie, maar betree 'n werklikheid waarin betekenis gebeur. As ons nou byvoorbeeld dink aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, net om hierdie laaste punt nou te illustreer. Iemand kom na Jesus toe en sê, so wie is jou naaste nou eintlik? Dan sê Jesus, kom ek vertel jou 'n storie, en dan vertel hy die storie van die barmhartige Samaritaan, en jy kry hierdie prentjie, omdat nou Samaritane was mense wat hulle is nou nie eintlik as egte volgelinge of gelowiges beskou nie. Samaritane was 'n bietjie van 'n no-go volk, dis hoe mense dit beskou het. So hierdie prentjie, dit roep op, hier kom 'n leviet aan en hy help nie, hier kom 'n priester aan en hy help nie, maar hier kom 'n Samaritaan aan, en hy help. Wat doen Jesus daar aan die einde? Hy sê nou maar, so wie was die beseerde man se naaste?
En dan kom die antwoord en sê maar dit was nou die Samaritaan gewees. En dan sê Jesus nou maar, gaan doen jy net so. So dis 'n wêreld om in te tree. As ons nou in vandag se terme hoe ons dink oor teologie en taal en sinne, verbeel iemand kom vra vir Jesus, so wie is jou naaste? Dit sou mos nou in orde en reg gewees het as Jesus sê, wel weet jy wat, alle mense, oral waar jy gaan, is alle mense jou naaste. Maar dit roep nog nie emotief op nie. Dit roep nie, dit gee nie, dit ontsluit nie mense se verbeelding nie. Maar wanneer Jesus hierdie storie vertel, gryp dit hulle verbeelding aan. So storie vertel en beelde is eintlik deel van menswees nog vir al die eeue lank. Jy kan in baie kulture dit gaan ondersoek. So ek is nou net besig om te sê, hoekom is narrafore nou nogal iets om te ondersoek en ons gaan 'n bietjie prakties kyk na, okay, so wat beteken dit nou as ons nou met 'n teks besig is. Paul Ricoeur, met 'n belangrike goed gesê oor eintlik hermeneutiek en interpretasie en hoe ons tekste lees. 'n Storie is niks anders nie as 'n uitgebreide borduurde metafoor. Nou, so en 'n metafoor is niks anders nie as 'n digte gedistilleerde narratief nie. So die twee kan jy nie regtig van mekaar skei nie. So as ons praat van 'n narrafor, is nou die Engelse woord of 'n narrafor, sê ons eintlik maar net ons gee 'n naam vir iets wat Jesus dikwels gebruik het in sy prediking. Hy het 'n prentjie geskets in mense se gedagtes waarby hulle self kon inklim. Dis nie net dogmatiek, skoon gedistilleerde dogmatiek in die sin van hier is die sinne van wat ons glo in die antwoorde nie, maar dit is taal en prentjies wat jou intrek, sodat jy vir jouself kan afvra, okay, maar hoe reageer ek, waar sien ek myself in dit wat Jesus nou hier vertel? So, hoekom narrafor, die taal van die verstand of die siel? Filosofie, the language of the mind, punte, beginsels, proposisies, die smash the icons Gutenberg benadering wat woorde bo beelde stel. So dis wat in Lenswitz brei bietjie uit in Giving Blood, en hy sê, na Gutenberg en na die Bybel gekom het en die boekdrukkuns, het ons, en ons is dankbaar vir die reformatie byvoorbeeld, wat vir ons kom help en sê, maar luister, ons wil die skrif verstaan en slegs Christus, slegs die woord, slegs genade, slegs geloof, slegs tot eer van God, daai goed is vir ons belangrik, so ons deins hoegenaamd nie terug daarvan nie, maar toe het mense nou so, omdat ons opgewonde was, nou kan ons self die Bybel lees, en ons is opgewonde hieroor, en kyk wat se verkeerde goed leer die kerk soms vir ons kan nou self sien hier, wat is die waarheid, het mense nou so gereageer, en gesê, okay, nou maar nou, gooi ons alle beelde en prente uit, want ons moet die sinne nie goed reg verstaan. Terwyl in narrafor is the talk of the soul, en die talk of the soul is eintlik die musiek van die hart, die stof van geheue, drome van geloof, beeld en storie wat die siel aanraak. Ek dink dit was ooit die intensie van die reformatie, dat ons net na ons kop toe moet gaan nie, dit vir ons ongelooflike goed ontsluit, soveel so dat almal van ons deesdae 'n Bybel in die hand of op jou foon kan hê en kan lees en toegang het tot God se woord. Maar ons het soms die kuns verleer om nou verbeeldingryk om te gaan, soos wat die Christene al vir eeue lank eintlik besig was daarmee. Ons kan sê dat Jesus die argitek is van narrators. He did not speak except in parables. Parable beteken letterlik langsaan. Jesus bou sy stories langs die bekende beelde en ervarings van sy hoorders en lig hulle dan op in verrassing en openbaring in. As ons sommer dink, wanneer Jesus met tollenaars praat, dan praat hy oor geld. Tollenaars en ryk mense. As Jesus met skrifgeleerdes praat, dan praat hy met hulle oor die Torah. As Jesus praat met klein boere, dan praat hy met hulle oor koring en oes en landerye. As hy met vissers praat, dan praat hy met hulle oor visvang. So Jesus begin by beelde en gebeure en goed wat mense ken, want hulle verstaan die wêreld, hulle kan die prentjie oproep. Dit is vir my eintlik net een van die goed van Christus se bediening aan mense wat
vir my ongelooflik mooi is om so daaraan te dink. So sommer net 'n paar goedjies wat Len verder sê, from metaphor into metamorphosis. So hy sê metafoor help ons eintlik om te ontwikkel, soos wat 'n rispe verander in 'n skoenlapper, doen 'n metafoor iets met jou. So hy sê dis 'n bietjie van 'n subversiewe strategie. Metafoors breek weerstand af, gly verby ons beredeneerde verdediging en laat ons val in die struik van waarheid. Nou struik word natuurlik nou tongenetjies genoem. Ek sien baie keer mense dat vandag ook aanlyn dikwels ons stry met mekaar oor die woord of die Bybel. En wat beteken dit nou en wie is nou reg en wie is verkeerd en dit word debat. Maar ek dink dit vra eintlik baie meer van ons om 'n teks te lees en oop te wees om verras te word deur die teks. En dikwels is dit 'n metafoor of 'n narratief of die mengsel van die twee wat dit met ons doen. So die metafoor dwing nuwe sig af, dit laat ons dink oor wat ons nie wil dink nie en kyk na die lewe op 'n nuwe manier. En dan uiteindelik beweeg dit ons tot by metanoia wat nuutskepping is wat nou eintlik gaan oor hierdie metamorfose waarvan ons praat. So in die begin was die storie, die logos van Johannes 1 self is eintlik 'n metafoor sê Len. Dis 'n kragtige metafoor. Logos, ons weet mos nou Johannes 1 sê as ons dit nou gaan vertaal, kom ons sê net eers vir mekaar in die Griekse wêreld, Griekse filosofie, die woord logos, die konsep logos wat ons nou vertaal met woord, het eintlik 'n baie ryker betekenis net as om te dink in terme van 'n leksieum of net 'n woordjie. Dis baie meer as dit, baie voller. Len gaan so ver soos om te sê eintlik staan daar in die begin was die storie en die storie was by God en die storie was God. Dit gryp so mense verbeelding aan. 75% van die Ou Testament is narratief. Maar as ons eintlik net dink, selfs as ek net die volgende sê, byvoorbeeld die briewe in die Bybel. Ons dink nou baie keer aan die briewe, sê nou maar Galasiërs. Ekskuus tog. As ons kyk na Galasiërs, dan dink ons, okay, hier's nou nie 'n storie nie, hierdie is nou 'n brief. Paulus skryf hierso vir die mense oor die wet, hy skryf oor besnydenis en die wet en dit en dat. Maar as jy mooi gaan kyk wat hy hierso uitwys, dan kom jy agter, nee, wag, hier is nou nogal drama agter die storie. Hierdie brief wys vir ons hier was geweldige konflik tussen twee groepe mense en as jy daai storie kan plot, dan is hierdie sinne wat hy skryf in Galasiërs nogal groot sinne wat hy skryf in hierdie plot in hierdie fight. Jy kan sien hier was 'n bakleierery by die gelowiges in Galasiërs. En dan word die storie agter die brief van Galasiërs maak daai woorde baie meer lewendig. So as ons die storie wat eintlik agter daai teks lê, as ons dit vir mekaar vertel kry, dan gaan jou oë eintlik oop vir hoeveel narrafore is daar binne-in opgesluit in hierdie brief. Ek wil nie te veel aandag gee hier aan nie. Dis nog iets wat Len doen. Dit voel vir my dit gaan ons 'n bietjie ontspoor. Ek wil graag inzoom op narrafore vanaand. Maar hy het so 'n stukkie wat hy bietjie wy in sy boek Giving Blood aan die woord epic om te sê 'n narrafor make it epic. So hierdie stukkie gaan nou spesifiek oor as jy nou met mense sou praat of preek of jy's met 'n groepie besig. Wat kan jy doen dat hulle ingetrek word in die storie of gemotiveer word deur die narrafor? Dan het hy hierdie EPIC akroniem wat sê experiential, is ervaringsgerig. Open al die sintuie om die narrafoor te ontvang. Dit sal nou daaroor gaan dat as jy nou met 'n narrafoor besig is, ek het Sondag wat verby is byvoorbeeld, het ek die voorreg gehad om te preek en ek het 'n bietjie ingezoom op woestyn. Dit was die verhaal van Hagar en Ismael en die narrafoor waarop ek ingezoom het is die woestyn en bietjie gesels oor ons eie woestyne. Wat is woestyne in ons lewens? En hoe lyk dit en hoe voel dit? En daarop ingezoom. Voordat ek eintlik die teks gelees het nog. En dan die P van Epic Participatory, deelnemend. Die hoorder is 'n aktiewe deelnemer, nie net 'n toeskouer nie. So ekskuus. Hoe doen ons dit?
En dan image rich, so maak ons seker dat hulle hierdie beeld kan oproep. En dan connective, belangrik dat ons besef, dit is, ek gaan net aan hierdie kant ook 'n bietjie groter maak, dit is verhalend, en dit verbind mense met mekaar en met die teenwoordiges. Maar ek wil nie nou te veel ingaan op Epic nie, julle kan Giving Blood gaan soek, julle behoort dit maklik in die hande te kry van Leonard Sweet as jy 'n bietjie verder hierop wil inbeweeg. Hy praat dan ook van saad, suurdeeg en bloed in sy boek. Ek wil nou ook nie te veel daaroor ingaan nie, maar hy gebruik self narrafore om te sê, kyk, dit is wat gebeur, is wat Christus doen. Saad in die grond, dit is wat gebeur, die woord is saad. Hy sê narrafore is so saad wat jy vir iemand gee, en dit begin in jou binneste groei en ontwikkel, tot jy later net regtig baie meer van 'n teks of 'n storie verstaan. Hy verwys na die suurdeeg van die hemel. En die prediker is 'n globalis. Alles, elke lied, elke dingetjie, alles wat jy bring, elke stukkie, al is dit 'n mossie of 'n een stuk, dra narraforiese belofte. Lees wyd, nie eng nie. Een van die goed wat Len sê as jy besig is om 'n preek voor te berei. Ek het dan byvoorbeeld nou gesê ek het die narrafoor van 'n woestyn gebruik Sondag. Ek weet nou, as ek nou dink 'n bietjie oor Hagar en Ismael wat dors was in die woestyn, en ek is nou besig om preek voor te berei, een van die goed wat Len sê is, luister sommer musiek oor being thirsty, of oor water, of being in the desert, of being isolated of lonely, en kyk net wat gebeur met jou terwyl jy daarmee besig is. So moenie net so inzoom op die stukkie waarmee jy nou besig is nie, maar stel jouself bloot, en natuurlik hoe vroeër hoe beter. So dan het hy nou 5 kernpunte om saam te neem. 'n Narrafoor was nie wat hy het nie, dis nou wat ek nou eintlik sommer net gesê het, hoe ons kan saamvat wat Len Sweet vir ons gee, en dan gaan ons nou 'n bietjie prakties beweeg. 'n Narrafoor is 'n narrative en 'n metafoor, is 'n beeld en 'n storie wat saamsmelt tot 'n uitgebreide metafoor. Dit werk soos 'n gelykenis, is die krag van 'n beeld met die toeganklikheid van 'n storie. En dan narratief en metafoor is onafskeidbaar. Die goed loop saam. Narrafoor benoem bloot Jesus se eie vorm. Dit is eintlik maar wat Jesus gedoen het, sê Len. So ons gee nou 'n woord daarvoor. Dis nou Len Sweet se taal. Ons vat dit met 'n knippie sout, nie almal gaan dit so sê nie. Maar wat Len reg kry is beslis om mense verbeelding 'n bietjie te prikkel as jy met 'n teks besig is. Ons gaan dit nou doen met een spesifieke teks wat nog voorlê in die kerkjaar van ons, vir die van julle wat die leesrooster gebruik. En dan, die doel is transformasie, nie inligting nie, metanoia, van metafoor na metamorfose. Ons dink baie keer in prediking, en hier's nou 'n belangrike ding, dit het ek nou nie voorberei vir myself nie, maar ek dink nou daaraan, in 'n tyd van tegnologie en AI. Mense is gewoond aan downloading. Ons dink baie keer aan preek, ek het nou gaan uitvind wat beteken die teks, en hoe kan ons dit verstaan, en op 'n Sondag sê ek vir jou, okay, En miskien was daar 'n tyd wat dit nodig was vir die kerk om so te funksioneer, en vir mense te sê, okay, julle wonder nou dit en dat, of julle wonder nou of daan sonde is, ek het nou gaan Bybelse eksegese doen, en nou kom gesê ek vir julle is die antwoord. Dis hoegenaamd nie meer waar ons is nie. Enige iemand kan Bybel lees, en ons dank die Here daarvoor. Ons is baie bly daaroor. Enige iemand kan vir AI gaan vra om vir ons eksegese te doen van 'n teks, en AI kan net terugkyk, nie vorentoe nie. Die Gees van God laat ons vorentoe kyk ook. Maar AI werk maar net met sinne van mense, en jy kan nou seker goed daar ontgin en fantastiese goed uitvind danksy Claude of ChatGPT, en dit vir mense nou maar net gaan sê op 'n Sondag. Maar as jy werk met die idee van 'n narrafoor, dan besef jy, daar's 'n manier jy kan 'n rekenaar vra om dit vir jou te doen nie. Want Epic gaan nie vir 'n rekenaar sin maak nie. 'n Rekenaar word nie geraak of gaan nie deur metamorfose met nuwe sinne wat hy nou iewers te gevind het nie. Maar ons lees en ons glo ons doen dit met die Gees van God, en as ons onsself oopstel vir God se woord en Gees, dan gebeur daar iets met ons. So as jy op 'n Sondag preek, wil jy nie net vir mense gaan sê nie. Jy wil vir hulle goed gee wat hulle verbeelding ook prikkel, en sê, okay, wag,
Die persoon daarvoor sê nou dit en dat en hy of sy vertel nou vir my hoe hulle daarby uitgekom het. Maar jy wil mense so begelei en daarvoor help ons die storie of die beeld prikkel hulle verbeelding en hulle begin wonder maar hoe lyk dit in hulle lewe? En daarom is hierdie vierde punt, die doel is transformasie, nie inligting nie. Transformasie nie informasie nie. Daar's 'n verskil. Ons gee nie net inligting op 'n Sondag nie. Ons help mense dat daar 'n saadjie in hulle binnekant geplant word wat eintlik deur die loop van die week verder kan groei. Nou, ek het 'n spesifieke teks wat ek wil hê ons 'n bietjie nou moet kyk om ek wil dit sommer regtig net 'n bietjie workshop saam met julle dat ons vir mekaar kan sê, okay, wag 'n bietjie, kom ons kyk na hierdie teks en dan sê ons sommer net vir mekaar wat is die eerste narrafore wat dalk by ons verbeelding in ons gedagtes opkom. Ek sal graag julle input wil hoor. Maar miskien sal dit goed wees as ek net op hierdie oomblik eers 'n bietjie kans gee vir vrae, want ek het nou klomp goed gesê. Ek wil sommer na julle toe gooi. Is daar enige iemand wat iets wil vra op hierdie stadium? Ek het nou baie gepraat. Goed, ek hoop die stilte is, jy gaan 'n hand op Annelies. Jy kan maar jou mikrofoon unmute vir ons asseblief. Ekskuus, my As jy rekenaar wil nie so lekker saamwerk nie. Ek ek verstaan wat jy sê want dis hoe ek preek. lekker. Ek het so 'n paar jaar terug 'n kinderpreek gedoen oor Saggeus. En ek het vir die mens my storie was of die teksgedeelte was Saggeus, maar ek het gesê ons gebruik die blare. Ons kruip ook vir Jesus weg. En ons blare is ons verskonings. Hoekom ons nie kan kerk toe gaan nie, hoekom ons nie kan Bybel lees nie, of jy sport of jy werk of ons het klomp verskonings. En dit was seker so 4 jaar terug, 4, 5 jaar terug. En elke keer as ek hierdie een spesifieke tannie sien, dan sê sy sal nooit die blare vergeet. Okay. Want sy bly dink aan watter blaar van haar is in haar pad tussen haar en Jesus. Dit is baie oulik Annelies. Dankie vir die voorbeeld. Wat vir my lekker is, maar wat jy nou net doen, ek gaan nou vir Maggie kans gee. Wat lekker is Annelies, maar wat jy nou doen is, want ek besef onmiddellik, daar's nie net een narrafoor in 'n Bybelteks nie. Daar kan verskeie wees en wat jy kies, bepaal ook hoe jy verder gaan omgaan met die teks. Want in die narrafoor kan jy ook die beeld hê van 'n oom en 'n boom. Nee, wat humoristies was. Ons dink byvoorbeeld ook aan die verhaal van die verlore seun. Dan is 'n moontlike narrafoor is 'n hardlopende pa. Want daar's die oomblik wanneer die verlore seun terugkom, en dan sien die pa maar hy hardloop na hom toe en pa's in daai tyd, volwasse mans in daai tyd het nie gehardloop nie. Dit gewys eintlik jy het nie alles bymekaar nie. So jy kan ook kies en die blare wat jy gekies het is heeltemal in die kol en dan kan mens lekker werk met blare en wat dit als by jou ontsluit en die ding van 'n boom ook as 'n ontmoetingsplek vir God ontsluit 'n klomp goed, maar dankie vir jou voorbeeld Annelies, dit is lekker om sommer te hoor hoe jy dit gedoen het. Maggie. Ja, ek wil nou ek onthou nou dat jy van Leonard Sweet praat van een van sy, ek dink vir sy artikel wat hy geskryf het dat die kerk moet wees soos 'n MRI machine, missional, relational en incarnational. En is net hoe daai beeld van hierdie MRI masjien wat die seer en die stikkend in die wêreld ontdek en raak sien en hoe hierdie storieetjie uitbrei van missional, relational en incarnational en dit net vir my so mooi saamgevat en was my so mooi beeld gewees want daai beeld hou net vir my aangroei. Dit is baie mooi Maggie. Andre, ek gaan nou vir jou kans gee. En dan wil jy help my ook om nog 'n belangrike ding te sê wat ek dink 'n belangrike beginsel is. Die narrafoor moet ons wel help om in die teks in te kom. Nie mense uit die teks uitvat nie. So ek sal hierdie beeld van 'n MRI sal ek byvoorbeeld nou nie noodwendig by Saggeus gebruik nie, maar as ons dink aan 'n teks soos Psalm 139 wat sê u ken my deur en deur, u ken my binne en buite, ek het nog niks gesê nie, ek is heeltemal ontbloot voor God.
Dan sal ek die narrafoor van 'n MRI daar gebruik van God wat dwars deur my kyk, want ek wil mense in die teks invat. En nie uit die teks nie. Maar ek hou van die beeld van MRI, mens kan lekker daarmee werk, maar al wat ek sê is die beelde wat ons identifiseer, dit moet so uit die teks uitkom. Iets in die teks moet met ons praat en sê, ek wonder wat sal gebeur as ek die MRI gaan gebruik. Gaan dit mense help om die teks duideliker te hoor? Andrei. Ja, jy raak aan 'n punt wat my baie verander het op 'n tyd is, ek het 'n bietjie van Dominic Crossan se boeke gelees oor parables. En hy het gesê dat eintlik die parables nie antwoorde nie, hy wil jou laat dink. Ja, dis lekker. Dis Want mooi. daar is soveel antwoorde wat jy kan kry daai ding uit. En ek het al so gelees na die parables, dan kom jy agter hoe dit speel met jou as jy bietjie breër kyk. En in 'n tyd wanneer die Fariseërs gesê dis hoe jy moet dink. Yes. Dink vir jouself. Dis wat Ja, vir baie. my punt is. En ons moet ook dieselfde wees. Ons moet daai Fariseer word wat vir die mense sê hier is alles nie. Ja. Daai dat hy self inklim en vir jou vra, wat ek verstaan nie, dan weet jy hy is op pad. Baie dankie Andrei. Jy laat my sommer dink aan, ek was nou die dag met 'n ander projek besig met die boek Jona, eintlik met 'n kinderpodcast waarmee ek besig was. En toe moes ek nou uitfigure hoe gaan ek hierdie ding nou eindig, want in Jona eindig dit met hierdie vraag wat God vra, nou hang die vraag in die lug en toe besluit ek, wel dis hoe ons gaan eindig. As die Bybel dit so doen, dan gaan ons dit ook nou so doen. Ek gaan nie die antwoord gee nie. Dit wil besig wees met ons. So dankie Andrei vir dit wat jy gedeel het. Daar's 'n paar narrafore in die Bybel wat al baie bekend is. Heel wat. So ek gaan sommer 'n paar van julle noem en dan wil ek sommer by julle hoor wat kom eers by julle op. Ek wil eers dit doen voor ek na 'n spesifieke teks toe gaan. So party narrafore is baie bekend. Ons geloofstradisie gee dit eintlik vir ons. Dis nie vir ons 'n verrassing om so daaraan te dink nie. Wat wel verrassend is as mens partykeer hierdie bekende narrafoor vat en na klomp Bybeltekste gaan kyk om te sien wat gebeur hier. For that matter, ek het dit nou nie voorberei nie, maar julle kan dit maklik gaan kry. Miskien ken julle The Bible Project. Dis alles op YouTube. The Bible Project doen baie oulike werk om klomp goeters rondom die Bybel vir ons te unpack en te verduidelik en uiteen te sit. Ek weet mense daar in Bloemfontein is ook besig met 'n Afrikaanse vertaling daarvan, maar vir my moois van die Bible Project is hulle help net ook klomp goed ontsluit en daar's 'n spesifieke video van hulle wat vir my verskriklik mooi is. Dit gaan oor die Tree of Life. So julle kan dit gerus gaan Google. Dit is nou 'n narrafoor by uitstek wat vir ons wys hoe die Tree of Life, soos ons dit sien in Genesis, eintlik reg deur die Bybel loop en hoe Jesus Christus aan die kruis, daai boom, die kruis word in enkele tekste eintlik na verwys as die boom waaraan Christus gehang het. En hoe ons die Tree of Life daar verstaan en hoe dit ook in die nuwe hemel en die nuwe aarde is in Openbaring. So die boom van die lewe is 'n goeie voorbeeld van 'n narrafoor. Dit is gewoon hoekom dit so deur die hele Bybel eintlik lê is dit het iewers ontstaan en dit ryk in mense se verbeelding en in die imagery gaan lê. So wanneer daar in die heilsgeskiedenis 'n volgende ding gebeur wat hiermee praat, ontsluit dit baie goed. So byvoorbeeld is kom ek gee nog 'n narrafoor wat baie bekend is in die Bybel. Dit is brood wat gebreek word. Sê sommer net gou vinnig vir my, as julle wil kan julle by chat gaan tik, maar wat gaan sê sommer net, wat is die eerste ding waaraan jy dink as ons praat van brood wat gebreek word? Wat kom eers by jou op? Nou as jy reg of verkeerd nie, wat eers by jou opkom, kom eers by jou op. Enige iemand. Daar sê, hierso is F van der Merwe en Johan Dreyer. So sê sommer gou van der Merwe. Yes, skus, is François. Wat by my opkom is die Emmausgangers dadelik. Fantasties. Ek dink dadelik aan die Emmausgangers. Ek sien hier by die chats kom 'n paar nog sommer deur. Johan Dreyer, wat het jy? Nee, die Emmaus was myne ook. Dankie. Maar
Fantasties. Emma, so dit is interessant dat julle twee, daar's een of ander synchronicity aan die gang. Ons het hier so kruisiging, Jesus se liggaam, sy liggaam, nagmaal, uitdeel honger mense. Kom ons maak die narrafoor 'n bietjie breër. As ek net sê brood. Waar in die Bybel lees jy oral van brood? Die vermeerdering van die brood en die visies. As hy vermeerdering van die brood, uitdeel honger mense, die vermeerdering van die brood, waar in die ou weduwee se kruik, né, die weduwee van Sarfat, wat julle daar verwys, daar lê hy ook. Wat van die mense in die woestyn? Dit was 'n wonderwerk wat vir 40 jaar geloop het, die manna uit die hemel. Nou, daar sê manna uit die lug, daar sê Donovan net om. Wanneer Jesus sê ek is die brood wat lewe gee, almal sou gedink het aan hierdie prentjie van hoe manna nou lyk in die woestyn, en hier is Jesus en hy sê maar hy is die brood uit die hemel. Sou hulle hoor Jesus sê hy is nou die manna. Hy sou sê hy is nou soos Moses, hier is ek. Elia wat wil sterf en dan voorsien God brood, dis 'n beautiful een, François. Ek het nie eers daaraan gedink nie, dit is baie mooi. So dink net hoe hierdie tekste met mekaar praat. So wanneer Jesus sê ek is die brood van die hemel, Bethlehem, fantasties, Andrei, huis van brood, Bethlehem. Jesus is gebore in die dorp Bethlehem en die naam van die dorp beteken die huis van brood. Is dit nie ongelooflik mooi nie, né? So, en for that matter is Dawid kom ook van daar af en sy pa stuur hom wanneer hy na vir Goliat gaan verwoes, stuur hy vir hom met brood en water na sy broers toe. Boas en Rut. So dink nou net, imagine jy het nou sê nou maar nagmaal, of jy dink aan jy's besig sê nou maar met die ons Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood, en jy wil bietjie met mense hulle verbeelding ontsluit oor dat God elke dag vir ons sorg. As jy nou brood as 'n narrafoor gebruik, dan wil jy begin in mense se lewe. Jy kan nou maklik, jy sê vandag gesels ons oor brood. Jy kan iemand selfs daar hê wat brood knie. Of na die tyd wanneer jy koffie drink is daar toebroodjies. Maar jy kan 'n prentjie hê van hoe lyk toebroodjies, maar ek het wel vergeet om my toebroodjie vandag te eet. My vrou gaan kwaad wees. Donovan, jy beter nou 'n plan maak of jy beter dit vir die hond gee voordat jy vrou agterkom. Maar gepraat daarvan, daar sê jy nou jy's die ding. As jy wil praat oor brood, jy kan mos nou maklik vir mense, jy gaan kindertyd met kinders kan praat oor wat pak hulle in skool toe, en partykeer is jy dalk nou so gelukkig om 'n lunchbar of chippies te hê, maar meeste van die tyd is daar 'n gesonde broodjie in en jy moet die korsie ook eet. Jy gaan lekker daarmee kan praat, jy gaan sê hoe gaan dit wees as ons die brood het nie? Hoekom eet mense brood? Hoekom? Want dit is maklik. Dit is bekostigbaar vir meeste mense. Ons praat van die broodlyn. Jy kan maklik intap op brood. Ons kan lekker praat ook oor wat brood is. Ons weet dis koring wat fyn gemaal is. Dis eintlik nog 'n narrafoor in die Bybel. So mense kan praat oor Christus wat homself eintlik gee vir ons. Maar brood mif. En manna kon jy net vir 'n dag gebruik. So as jy afhanklik is van God se sorg, dan is dit soos om vandag hierdie stukkie brood te kry wat net vandag gaan vars wees. So jy kan hoor, brood ontsluit 'n klomp goed en daar's kruisverwysings in die Bybel wat sommer net jou verbeelding 'n bietjie oopmaak. Ek wil die belangrike beginsel bysê, want dit is vir my belangrik as gereformeerde. Die narrafoor haal ons nie uit die teks uit nie, dit trek ons in die teks in. So ek gaan nou nie, as ek nou iets anders lees wat absoluut hoegenaamd niks met brood uit te waai het nie, en ek val nou sommer net hierso in met brood, want dit is nou 'n lekker ding om te wys vir die kinders, dan is ek besig met 'n speletjie wat Len nie vir ons voorstel nie. Die narrafoor wil ons in die teks intrek, dit is die woord en gees wat ons transformeer, nie ons oulike idees wat ons uitdink nie. So wanneer ons met 'n narrafoor besig is, gaan dit juist oor, hoe breek ons hierdie teks oop? Ek wil in die toekoms 'n nagmaaldiens hou waar die reuk van varsgebakte brood, Annelies, ons is ook daar, laat weet vir ons, honger maak, ek love dit is verskriklik oulik, om daai reuk te hê, en dan kan mens eintlik ook oor hoe die reuk van brood jou honger maak, en die krummels wat die vrou eet, nice gedink, kan julle sien wat gebeur hier met ons koppe is aan die gang wanneer ons dink oor brood, né? Nou gewoonlik begin ons nie by 'n narrafoor nie, ons begin by 'n teks. Maar
ek love die kreatiwiteit wat hier so by julle loskom. So ek wil gou 'n ander narrafoor dat ons bietjie daarby stil staan. Ek het nou vir julle gesê ek het met van Ismail en Sarah het ek die narrafoor van 'n tent gebruik Sondag. Kom ons praat gou oor tent. Waar lees ons nog van tent in die Bybel? Wat gebeur my as jy hoor tent? Tabernakel. Tabernakel, jy, fantasties. God kom woon by ons met die tabernakel. Eksodus skryf dit vir ons. Wat is die wat is interessant van 'n tent en 'n tabernakel? Tydelik, dankie Annelies. Mooi gedink. Jy beweeg rond, ons is pelgrims, maar God trek saam. Jy kan dit altyd saam met jou vat. It's going with us. Vir die tabernakel, God het saam beweeg. Hemel is gespan soos 'n tent. Dis beautiful. Dit is nog 'n lekker ding om oor te dink. Goeieste, ja, want ek het nie so daaraan gedink nie. Liggaam is woning van die Gees tydelik. Dit is 1 Petrus wat sê, hierdie body is eintlik 'n tentwoning. Johannes 1 sê, die woord het onder ons kom woon. Die letterlike vertaling is, die woord het tent opgeslaan by ons. Ons dink aan Abraham en Sarah en die 3 besoekers by die tent. 'n Tentmaker. I did not even think about that, Johan. Dankie vir daai ene. So julle hoor, tydelike aardse lewe, fantasties Donovan. Dis iets wat tydelik is en ons dink anders daaroor. En in hierdie tydelike lewe sê God, ek is by jou. Nou gaan ek net gou Daar sê, gelukkig is ons aanlyn, so julle kry nie verkoue nie. Braaibroodjies. Nou sien wat lekker is van iets soos braaibroodjies. Ons, behalwe nou vir Jesus wat byvoorbeeld brood en vis braai, daar so op die strand. Dis 'n lekker aansluitingspunt. As jy nou wil begin met mense, jy gaan dadelik mense se aandag kry oor braaibroodjies en hulle is dadelik invested in jou preek. Want gaan jy nou sê mense chutney of mayonnaise of net botter op jou broodjie? Nou trigger ek die helfte van julle, maar julle weet braaibroodjies is 'n belangrike onderwerp. Mense gaan onmiddellik met jou wees. So as jy dit gebruik om mense se aandag te trek. So bietjie gepraat oor tent en wat dit by ons kan ontsluit. So ek doen dit hoegenaamd nou nie voluit nie. Daar's nog sulke narrafore, ons dink aan sout. Ons kan praat oor koring. Hier's 'n ander ene, ek gaan bietjie by julle gaan los voor ons na die spesifieke teks toe gaan. Wingerd. As ek sê wingerd, dink aan die hele Bybel. Wat kom by jou op? Wyn, okay, lekker. So goeie en connected, saam kuier. Nice. Dink aan Bybeltekste, wat kom nog by julle op? Wat ek hou van wat julle hierso sê, as julle is dadelik by, dis die eerste beelde wat by jou opkom. Snoei, ingelei van Israel, hier gaan ons, vrug dra, snoei. Ingeënt in Christus. Ingeënt in Christus, Johannes 15, né? Noag wat wyn maak het eers daarin gedink jy die eerste ding wat gebeur, ons kry hierdie verbond van die reënboog en God wat sy verbind om tot die aarde en dan beweeg ons in hierdie wingerd, dis die eerste ding wat Noag gemaak het, is eintlik so mooi, suurdruiwe. Donovan, het jou vrou nou uitgevind van jou broodjie. Goed, en dan Jesus is die ware wingerdstuk, ons is die loter, is daai ingelei François, né, daai een van Johannes 15, dit is beautiful. Ek dink aan is dit Jesaja wat sê dat daar 'n boer was wat vir hom 'n wingerdstok aangeplant het en hoe hy hom beskerm het en hy het 'n wagtoring gebou en daar's 'n parskyp en toe dra die ding nie vrug nie of is net suurdruiwe, né? Dan ons bly daarso by jou suurdruiwe. En is hierdie mooi beeldryk wat sê van God wat so sorg en nou gebeur dit. En wanneer Jesus opdaag, dan hervertel hy die gelykenis. Wingerde aanlê as 'n teken van vrede, beautiful, nee, ek dink is dit ook Esegiel 47 of het jy 'n teksverwysing vir ons? Ek dink sommer daar aan die water uit die heiligdom in die Micha. Dankie, Micha. Vrugbaarheid, beautiful. Dit trigger nou my gedagtes, wat interessant is wanneer Jesus Psalm 80, beautiful, dankie Donovan, iemand het nou die dag Psalm 80 gelees, wat ek gehoor het van hoe die wingerde daar uitgebeeld word. Die woord vrugbaarheid, in Jesus se tyd was die Grieke en die Romeine natuurlik, baie van hulle die god Bacchus aanbid, wat 'n vrugbaarheidsgod was. So hulle het nie 'n issue gehad
om te dink in terme van vrugbaarheid en daarmee gepaard gaan geweldige dronkenskap en seks en al sulke goed wat vreeslik wild was. En wanneer Jesus kom en hy praat oor wingerd en troue by Kana en hy verander die water in wyn, bring hy eintlik 'n baie dieper en belangriker boodskap. Dis beautiful. Ek het ook nog nie eens gedink aan die troue by Kana nie, nee, waar Jesus kom sê, ek kom gee my oorvloed vir jou. Die ding van 'n wingerd ook is, dis klomp druiwe wat gepars is, dit gaan deur 'n proses. Kyk net wat gebeur met julle, wat maak mense als los, hoe mense, julle het nou klomp preek idees, né? So, maar daar's heelwat sulke idees, mense sal, lig is nou al so bekend, julle preek elke Kersfees iewers oor lig. So dit gaan nie noodwendig mense se verbeelding by aanskakel nie, maar as mense in terme van 'n narrafoor dink, dan kan mense dink aan mens wil 'n bietjie van 'n storie intrek en dan ek dink byvoorbeeld aan 'n kers wat God nie sal uitdoof nie. Daai liggie wat vertel daai storie, wat lê agter dit. So julle kry die gevoel, mense kry narrafore wat die Bybel eintlik op verskillende maniere ontsluit. Daar's nog amandelboom, 'n arendse stok was 'n amandelstok. Daar's nog plekke waar ons lees van amandelbloeisels. Hoekom werk dit? Hoekom steek ons verbeelding aan? Want mense in die Bybelse tyd sê weer, hulle het nie met die teks gesit en gesê ek is nou in hoofstuk 7 vers 23 nie. That's not what happened. Hulle het net hulle geheue beelde gehad, soos hulle het net 'n fliek-kop gehad, al het niemand flieks gemaak nie. Hulle kon net sien en verbeel hoe sou dit lyk. So as jy met 'n teks besig is, hoe lyk dit nou prakties? Ek dink die makliker wat ons kan doen is as ek dan nou teruggaan na my PowerPoint toe en dat ek dan ingaan na hierdie teks. En ons lees dit nou saam. Ek wil hê julle moet, ekskuus tog, saam met my na hierdie teks kyk vir die van julle wat die leesrooster volg. Dis een van die tekste op 26 Julie. Ons het nou skoolvakansie en as die skole nou begin, dalk is daar van julle wat iewers betrokke is by die kerk, of miskien is daar enkelinge van julle wat dalk moet preek, of daai voorreg het op die 26ste of so. Een van die leesrooster tekste op 26 Julie, die eerste Sondag na kerk, na skoolvakansie, is Romeine 8 vers 26 tot 39. Nou, ek gaan dit nou met julle deurlees en dan wil ek hê ons moet 'n bietjie chat met mekaar oor wat in hierdie kan 'n narrafoor wees. Nou, ek dink die Bybelvertalers wat die 2020 vertaling vir ons gegee het ons 'n groot guns gedoen, want hulle gaan 'n bietjie terug na die oorspronklike vertaling toe. Partykeer die oorspronklike woorde, partykeer verduidelik hulle nie 'n woord nie, hulle gebruik 'n woord wat vreemd is in ons konteks. Maar dit is fantasties, want dit dwing ons om 'n bietjie in daai teks te klim. Luister, die English Greek interlinear. Jy hoef nie Grieks onder die knie te hê, Grieks 2 om te voel, ek mag eers dan gaan kyk wat gaan aan in die Grieks nie. Dis nogal lekker om in die interlinear net te gaan kyk. Ons lees nou die sin nie, maar wat is daai woord? En partykeer is daar 'n woord daar wat 'n ding vir jou ontsluit. Soos in Romeine 8. Ek gaan sommer nou vir julle Romeine 8 lees. Ek aanvaar julle kan almal mooi sien. Dit lyk daarom vir my dit behoort te wys daar vir julle. Vers 26 tot 39. Ek wil vir julle nooit terwyl ek lees, dink sommer watter konsep praat met jou, watse beeld kan dit oproep wat 'n storie vertel uit die teks uit. Ek lees dit vir ons, so 2 skyfies. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Verskoon maar my ADHD brein is nou aan die hardloop, want ek dink dadelik ook aan 'n wordless prayer. Ek het dit nou ek het 'n bietjie voorberei en ek gaan dit nou vir julle wys, maar ek het nog nie gedink aan 'n wordless prayer nie. Hoe klink 'n gebed? Sjoe, want ek lees die woord swakheid hier. Ons weet nie altyd hoe om te bid nie. Ek is seker van julle was al op 'n plek waar jy net so ontsteld of op in so diep plek was, of so in verwondering was dat jy net nie woorde gehad het nie. Maar jy het geweet ek is besig om te praat met God, maar ek het nie woorde nie. Hoe voel daai woordlose gebed? Ekskuus, my kop het nou gespring. Terug by vers 27, ek wil dit vir julle die kans gee om te speel met narrafore. Hy wat die harte deurgrond
weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat vir hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Dis ryk teks hierdie. Sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Soos daar geskrywe staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Goeie, en nadat ek dit hardop gelees het, besef ek, hierso 80 moontlikhede. Maar dit is, al het ons net vanaand saam hierdie gelees, wat 'n beautiful teks om te lees. Dink net, mens begin derde kwartaal met hierdie sinne en woorde in Suid-Afrika. Dit is net vir my hoendervleis mooi. Ek wil sommer saam met julle speel. Ek het so 6 getik wat moontlikhede is. Ek sal dit nou vir julle wys, maar kom ons kyk sommer net. Ek wil julle nooi om te tik en sommer te sê, daar so 2 van julle klaar goedjies getik. Heilige Gees is 'n personal trainer. Dis 'n lekker ene. Mother Teresa, God speaks in silence of the heart, listening is the beginning of prayer. So die idee van die gebed, woordloosheid. Klaar daar 'n mooi quote ook ontsluit. JP, jy het 'n hand wat opsteek. Ekskuus, ja, dit is nou so vinnig. Dit is actually my roepingsteks. Is jy ernstig? En dit het vir my so, ek en my vrou se troue 21 jaar terug was hierdie ook ten goeie meewerk, en ek dink hierdie het my al voluit geslaan waar ons die fliek gekyk het van Paul, waar hy in daai Colosseum staan en is hierdie vrou met hierdie kinders en die leeu so besig om die Christene te eet, en dus hierdie haal hy dan in, geen dood of lewe, want ons het Jesus. En ek dink dit het my gegryp. Dit is pragtig wat jy sê, want dit laat my dink vir mense wat nie konteks lees nie, maar aan beelde dink. Party mense sou dalk geweet het hoe klink dit buite so 'n arena waar hierdie goed gebeur. So dis gruwelik. En in die gesig van hierdie gruwelikheid word hierdie mooi woorde gesê. So dankie dat jy dit deel. Annelies. Ek het onmiddellik hierdie prentjie van iemand wat in die tronk sit vir lewenslank. En hulle kom jou vrymaak. Hulle sê vir jou, my jy's vergewe. Dit is baie mooi. Baie dankie. Ek sien Andre het ook hier vir ons my kampioen, kampvegter. Dit is ook baie mooi. Dis jou kampioen, iemand wat namens jou beklei die ding doen wat aan jou kant is. En Chris sê hier vir ons, die seun is die logos, die storie, ons soos Jesus, ons word deel van die storie, ons word deel van Jesus se storie. Baie nice, dit is lekker. Is daar nog iemand wat wil deel, wat het jy nog gesien in die teks, wat jou gedagtes sommer losmaak?
Ek kan vir julle wys wat ek ook hierso, ek sien hier kom nog nou deur, gebreekte ketting, niks kan ons vashou of weghou van God af nie. Dit is baie nice. Met ander woorde, dit kan vir ons voel hier sekere goed wat 'n ketting om ons het wat ons blok, maar niks hou ons vas nie, niks het seggenskap nie. Familie, ons is connected aan mekaar, ons is deel van Christus. En nou daarvoor, ek is in die hof en die aanklaer lys alles wat ek skuldig aan is. En dan staan die regter op en sê ek het reeds die straf betaal, saak vrygespreek en hy tree self vir ons. En dit is beautiful, Cecile. Ek kan sommer dink, party mense gebruik PowerPoint, ander nie, maar mense sal nie maklik nie, mense sal lekker as mense nou wil intrek. Hoe voel dit as jy aangekla word en jy moet in die hof verskyn? Hoe voel dit as jy nou 'n oortreding begaan het? En jy hoor nou hierdie lys van klagtes en jy besef, dit is nou dit. Sê nou maar SARS wil jou audit. En jy stuur jou goed in, hulle sê vir jou, jy is vrygespreek, ons is tevrede. Dit is nie eers naaste by wat hier staan nie, nee. Want hierdie teks sê, selfs al is jy skuldig, jy is nog steeds vrygespreek, maar daai gevoel van, dit is wonderlik, dit is nou klaar, lys alles en dit is verby. So dit is ook 'n baie nice narrafoor. Ek gaan sommer hierso vir julle wys, julle is welkom om aan te hou tik, so die feit dat ek nou aanbeweeg, beteken nie, julle mag nie nog tik nie. Ek het sommer nog hierso opsies, 'n mamma wat geboorte gee. Nou kan julle vra, waar kom ek hier aan? Ek sal dit natuurlik, omdat ek 'n man is, ekstra versigtig wees dat ek dit met groot sensitiwiteit doen as ek dit gebruik as 'n narrafoor. Ek het die voorreg gehad om by te staan wanneer my vrou geboorte gee. Maar hier is geboorte language, woorde in hierdie taal. Ek kan net gou vinnig kyk waar ek dit gesien het. Want ja, hy sê ons sug, ons is soos 'n skepping wat vol verwagting is eintlik rondom dit wat op pad is. So dis en dis hierdie sug. Jy het nog nie woord nie, maar as hierdie sug, so dit is een moontlike narrafoor. Donovan, gee daar vir ons wat kom daar by jou op? Ja, ek gaan nou baie lag hierso of dink ek is weird, maar toe ek hierdie gelees het, kry ek hierdie beeld van 'n Kersfeesboom. Okay, en praat. En die rede hoekom ek sê die Kersfeesboom, want hy het gesê dat ons die eerstegeborene onder baie broers kan wees. En ek kry toe hierdie beeld van Jesus wat heel bo is aan die Kersfeesboom. Ag, en dis beautiful. En dan tak hy so uit en dit in ons vul hierdie Kersfeesboom. Okay. En toe ek hieronder nou lees van die skenk, waar hy sê, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie, kry ons 'n skenk onder dit, en wat ons nie kan skei nie, is gedurende Kersfeestyd, kom ons gewoonlik saam as familie, om hierdie mekaar te betoon en te gee, en dis alles tot viering van Jesus. Dit is beautiful dan, want dit werk vir my baie lekker, want dit voel vir my, dit kommunikeer iets. Hier's nou 'n Kersfeesboom, die woord Kersfeesboom is nou nie in die teks nie, maar wat hier staan is, Jesus is daar bo by die regterhand van God, en kyk al hierdie beautiful geskenke, al hierdie vertakkings van seëninge van God, wat vir ons gegee word, en ons sit hier onder, en dit is vir ons net, wow, so dit is beautiful. Ek dink dit is baie oulik, mense sal, afhangende van waar in die jaar jy nou is, ek sal dit nou waarskynlik nou nie in Julie doen nie, maar as ek nou in November trek, as jy lid van 'n span kies as kind, Andrei, wil jy net gou daai sin vir my verduidelik nie asseblief, as jy lid van 'n span kies as kind? As ek kan onthou, ons het hierso gaan oor keuse en bestem en sulke goeders, en jy sit daar so al die maatjies voor jou, en jy moet ook onder hulle kies wie gaan jou kant wees, wie gaan teen jou wees. Okay, beautiful. Nice. Gekies vir die span. Dit is verskriklik mooi. Dit is 'n baie lekker narrafoor, en dit is ook net so in die teks. Maar ek kan nou hierdie altyd hierdie voorbeelde, jy begin maklik in mense se lewe, maar jy vat hulle so in die teks en dan wil mens obviously verduidelik, kyk wat staan hier. Hierso is nog voorbeelde wat ek sommer 'n bietjie aangedink het, ek hierdie hofsaal sonder 'n aanklaer. Hoe lyk 'n hofsaal wat nie 'n aanklaer het nie?
En dan 'n hand wat alles gee, dit is hierdie God wat nie terughou nie. As jy nou verder gaan kyk in die Greek English interlinear, dan sien jy dis eintlik dit ego Abraham wat sy seun alles gegee het. 'n Hand wat so gee tot daar niks oor is nie. Die hand is nou leeg. God het sy alles gegee. Dan het ek nog 'n idee vir 'n narafoor en dit is 'n inventaris wat jy nie kan verander nie. Hier word 'n klomp goed gesê wat van God afkom. En maak nie saak wat se dood of lewe, of toestand of wat ek al gebeur en jy het 'n inventaris. And this is how it's going to be. Uitverkorenes laat my dink aan God se wit broodjies. Ons sal altyd beskerm word. Dit is lekker, né? As jy wit broodjie is 'n lekker een. Ons is God se wit broodjies. Jy weet die Here is aan jou kant. Dan is daar 'n ander narafoor wat ek ook gekry het wat my nogal laat dink. Hy lê nie so blaatant daar nie, maar omarm deur voorbeding. Ek wil gou vir julle wys, want 'n narafoor is nie altyd so blaatant nie. Kyk gou hierso vers 26 en 27. Ek wil dit net gou weer lees. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge. So uit ons harte uit, hy wat ons harte deurgrond. So, die Gees bid van binne en van onder af. En Christus bid van bo af. Dis vers 34. Ons is omsingel julle. Ons is omsingel deur God drie enige wat vir ons bid. Is dit nie, dit gaan my verstand te bowe. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Liewe hemel, hier op aarde, hier waar ek en jy nou sit in hierdie Zoom gesprek. Die Gees pleit namens ons, hy is binne ons en hier van onderaf bid die Gees na die Vader toe. En daar in die hemel is Jesus en hy tree vir ons in. Ons is omsingel, ons word omarm deur God wat vir ons bid. Hier is die woord die parakleet. Is dit nie mooi nie? Reset knoppie nooit game over nie. Ons het 'n reset knoppie. Jy's gemaak vir 'n rede. Donovan, jou hand is op en ek sien nog iemand, hy sê nou net nie vir my wie nie. Okay, Andrei. Donovan en Andrei. Ons gee gou eers vir Donovan kans asseblief. Roereier, niks kan ons kyk van God nie. Donovan, ek dink jou sorry, oorspronklik. Okay, goed. Andrei? Andrei, as jy praat, jou mikrofoon is gemute. Ek dink hierdie teks bring my nader aan Abraham wat ook moes offer en gaan. En die tweede ding wat ek wil noem is, nou die dag het ek die preek gedoen van, ons moet preekanalise doen, en toe praat is Lockridge, gepraat van die Onse Vader, en dan sê van die Onse Vader en ons wees. En toe dink ek by myself, maar die Onse Vader praat nie oor Jesus nie, nou waar is Jesus in die storie, en dan dink ek, ja, maar hy is die een wat sê ons. Ja, dit is waar. Ja, ons, jy is reg. Ja, so hy bid saam met ons, en ja, die Gees is ook daar, soos jy sê, daar omarming, wat daar voorkom. Ja, jy is reg. Helemaal, Andrei, baie, baie dankie. Ek sien Frans wat hier vir ons gesê het, roereier, as hy nou eers geklits is, ons kan nie wit en die geel, dit word nie geskei nie, dit is nou saam, jy kan dit nie weer uit mekaar tel nie, dit is 'n lekker praktiese beeld wat mens kan wys vir kinders ook. Ek het sommer so laaste skyfie, wat ons 'n bietjie kan met mekaar gesels, so die belangrike ding wat ek net wil bevestig, ek gee nie vir julle iets wat eksegese en goeie hermeneutiek en verantwoordelike skrif lees vervang nie. Ek bring iets by wat ek sit dit by alles wat ons leer oor hoe om verantwoordelik en in afhanklikheid van God met die Bybel om te gaan en hoe om ons verbeelding bietjie te prikkel en nie net na die sinne te kyk nie, maar om vir ons af te vra, hoe sou die vroeë lesers, wat sou hulle gesien het, as hulle nou 'n mosaïek moes maak van die teks,
Wat sou teen hulle muur gewees het 1600 jaar gelede? Wat sou hulle, as hulle nou hierdie perikoop 'n beeld van ons maak, wat sou dit gewees het? Net daai verbeelding aanskakel. Ek gaan sommer net al vier hierso lees nou vrae vir gesprek en julle kan op enige reageer, né? So hierdie gesprek met mekaar is veronderstel om ons sommer net 'n paar goed by ons los te maak. Watter beeld in jou volgende teks dra die meeste narraforiese belofte? Miskien is dit nou sommer hierdie Romeine 8 wat ons nou gelees het. Waar preek jy nog in punte en beginsels waar 'n narrafoor dieper sou sny? Hoe maak jy jou volgende preek epic, ervaringsgerig, deelnemend, beeldryk, verbindend? En watter narrafoor het al jou wêreldbeeld omgedraai met 'n nooi? Waar was jy al in 'n preek? Iemand het net nou gepraat oor dit was Saggeus in die blare. Dit is 'n voorbeeld, iemand wat nou al 'n beeld gekry het wat hulle so gehelp het om te dink aan jy kan so Saggeus eintlik 'n bietjie jouself probeer wegsteek vir Christus, maar jy kan nie regtig nie. Ek maak dit sommer oop. Miskien is daar enige van hierdie 4 vrae wat met jou praat. Julle is welkom om te reageer. Ek gaan die sharing stop en dan kyk ons mekaar sommer in die oë, die wat wil en kan, maar dan kan ek mooier sien wanneer steek iemand 'n hand op. En as daar 'n chat deurkom, dan kan ons ook sommer sê enige van die vrae waaroor jy wil praat. Andrei. Jy's gemute. Daar's hy. Toe ek die preek moes doen oor Daniël, het ek gaan kyk waar Daniël gaan bid het by die leeukuil gedeelte. Bring dit onder in daai narratief in om te net daai gevoel van afhanklikheid ook in te bring in die teks en dis ons het so Daniël 9 gedoen het. So ek bring toe die leeukuil in, die verhaal van die leeukuil en die feit dat hy gearresteer was toe hy daai gebed gedoen het. Kan ons vir versoening bid as ons weet dat ons lewe kan verloor. Baie dankie. So waar jy bid, nee. Dit is vir my baie sterk met so die verhaal van die vroeë verhaal het my net vir my bygevoeg by die teks en waarde toegevoeg tot daai teks en hoe ons moet bid vir versoening. Dankie Andrei. Wonderlik en dan sien ek hier's Dawie ook. Dawie, ons hoor graag vir jou. Ek lees daai stukkie wat jy sê van hoe preek jy nog in punte en beginsels en ek het Sondag vir die eerste keer by 'n klein plattelandse gemeenskap gaan preek. En ek het nog nie die mense geken nie en ek het so dit gebou rondom 'n paar punte en beginsels en 'n paar goeders. En so aan die einde van die preek het ek 'n gedeelte ingebring oor boerdery of mense wat op 'n plaas lewe. En onmiddellik het ek wil sê amper hulle oë oop gegaan. Jy sien, that's beautiful. Hulle het met my geconnect en ek kon met hulle connect en ons kon met mekaar praat op 'n heeltemal 'n ander vlak. Ek love dit. En ek dink nou terug daaraan dat ek selfs die kontrol vir die PowerPoint op die tafel neer gaan sit het en meer met hulle geconnect het en daai punt het soveel lewe gekry. En dit is juist die narrafoor. Ja, fantasties Dawie. Dankie vir jou vertelling. Ek dink dit illustreer exactly dit. Jou punt in begin is niks fout daarmee nie, daar is dit, maar iets het met die mense gebeur toe jy in hierdie beelde ingaan wat hulle ken, wat vir hulle sin maak, wat met hulle praat. So baie dankie vir dit daar. Dankie. François. Ek dink 'n metafoor of narrafoor wat vir my baie beteken het in my reis, jy weet om nou na die metanoia deel toe te gaan. Is die beeld van God wat my in sy hand hou. En iemand het vir my gesê ek kan rondval maar ek kan nie uitval nie. Okay, beautiful. Mensig. Ja, kan rondval maar nie uitval nie. Baie dankie vir daai en dit lê so baie mooi eintlik in hierdie selfde teks wat ons nou gedoen het, nee, niks kan jou skei van die liefde van ons Here nie. Okay, François. JP. Ekskuus, ek kan my maar verstout om te sê dat hierdie narrafoor is amper hartstaal. Want ek dink mense is deesdae mense kan hierdie vreeslike diep teologiese ding, maar as jy begin hartstaal praat, dit is Jesus is liefde en daai liefde net toelaat dat dit vloei, dan
ek kan ek dit vandag onderstreep as om te sê hierdie narrevoor is hartstaal. Wat fantasties. Dankie dankie JP, ek dink dit help. En ek kom so pas agter die hele skerm vol gesigte en so en ek hoop ek het die hele tyd almal kans gegee om te vra en te sê wat wou vra en sê. Ek hou van die beeld wat jy gebruik JP van hartstaal want dit praat nie net hier nie. Ons is dankbaar vir die, baie dankbaar vir die. Maar dit is nie waar ons wil hê dit moet stak nie. Dit moet hart toe gaan en hande en voete toe gaan lewe. Dit moet lewe kry daar buite. As daar nie nog vrae is nie, ek dink ons kan begin klaarmaak. Dit was vir my verskriklik lekker om hierdie onderwerp met julle te doen. Julle sal van Lentsuite so goed behoort julle artikels en sulke goed in die hande te kry. So hy praat op nog plekke oor narrafore en so aan, maar in sy boek Giving Blood gee die meeste mooi netjies verduidigings daarvan en alles. En die intensie van vanaand bevestig ek maar net weer, dit vervang nie wat ons doen in terme van eksegese en so aan nie, maar ons sit dit by, dit ontsluit bietjie moontlikhede. En partykeer as jy 'n narrafoor kry en jy werk 'n bietjie daarmee, dan kom jy agter, wag 'n bietjie, daar's ander plekke in die Bybel wat eintlik met hierdie selfde ding besig is. Byvoorbeeld soos nou vanuit sy hand leeg gegee, kom van Abraham af, wat sy seun, wat bereid was om sy seun te gee. Dit ego hier so in Romeine. En daai kruisverwysings in die Bybel praat dan op nog 'n manier met mekaar en dan is dit net so beautiful. Dit was my so lekker om met julle te kuier vanaand. Baie dankie daarvoor. Dit is lekker vir julle deelname en alles. En al was dit al vergeet ek nou alles, vir my om sommer net hierdie mooi teks saam met julle te lees vanaand doen my hart sommer net goed. Dit was beautiful. Dankie vir julle almal en julle moet lekker bly en vrede vir julle, warm bly en moenie die varkgriep kry wat ek gekry het nie. Mooi bly. Totsiens. Dankie, lekker aand. Dankie julle ook aan julle. Dankie julle ook. Siegfried. Yes. Wie praat? Dis Donovan. Yes. Ek het vir jou 'n boek ge-WhatsApp. Van Andrew Wilson. Yes. God of All Things. Okay, dankie. Ek gaan kyk. Ja, kyk nou daai boek. Dit is Rediscovering the Sacred in an Everyday World. Oh, beautiful. Waar hy natuurlik al hierdie beelde wat die Bybel is. Ek gaan net 'n paar voorbeelde gou net noem. Soos dust, the image of God, earthquakes, the glory of God, pigs, the welcome of God, livestock of God, tools, and then horns, galaxies, stones, honey, sex, mountains, gardens, rainbows, donkeys, salt. Dan verduidelik hy die hele storie van waar dit in die Bybel. Fantasties. Donovan, dis 'n lekker geskenk, ek waardeer dit. Ek gaan verseker 'n bietjie daar kyk. Ek kan dink dat mense partykeer wonder oor 'n narrafoor en dan net die boek te dalk. So ek waardeer dit. Baie dankie. Ja, want toe jy dit noem, toe jy praat van narrafore en hierdie prentjie wat geskep word in die beeld, toe sê yes, Andrew Wilson, ek het die boek gekoop. Ek moes hom mooi geïmport het, maar toe ek die download weergawe wat ek gekry het en ek dink toe yes, jy is nou iemand wat nou die ding sal laai. Ek gaan. Baie dankie Donovan, ek waardeer dit. Verlees goed julle by die varkie, nou die varkie was eintlik 'n bietjie snaaks op kleur. Okay, wel terwyl jy bedoel terwyl ek nou varkgriep het. Nee, is dit nou waar ek ja, lees hom omdat die varkgriep het en dan gaan jy nog lekker lag ook nog tydens jy dit lees. Alraai. Ja, mooi.